Prys die Here. As hy net daar bly lê, dan was hy soos 'n Boeddha, soos 'n Hindu, soos Islam. Hy het opgestaan en hy regeer. Halleluja. Halleluja. Baie welkom vanmôre saam met ons. Hier's 'n paar nuwe gesiggies. Ek hoop nie dis vir julle te vreemd nie. Julle sal sien as julle ingery het. Hier's nie 'n bordjie wat sê stilte kerk. So ons mag maar 'n bietjie raas. Is dit reg so? Amen. 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 Groet bietjie iemand daar naby jou wat jy nog nie gegroet het nie. Sê bietjie vir hom maar welkom in die huis van die Here. Prys sy naam. Halleluja. Prys die Here. Ons gaan vanmôre terwyl ons hier by mekaar is, glo ek met 'n loflied in die hart. Dan ons dink aan Piet, hy's nie gesond nie dat die Here by hom gaan stil staan. Is daar ook versoeke in die bank hê. Ons dink aan Tannie Yvonne, dat die Here by haar gaan stil staan. Tannie, wat sou Tannie Kathy? Para aan die keel. Het Tannie ook nie vanmôre voorsang te doen het, reg? Prys die Here. Ek gaan vir hierdie vra. Dis ons voor toe te kom om vir hierdie diens net te begin met gebed. Dankbare harte. Amen. Prys die Here. Wie was, ek weet ek kan nie vir julle praat, maar ek was lanklaas so sleg soos gister. Gister was nou 'n next dag. Maar is ek vanmôre weer in die huis van die Here te wees. Dankie. Maar nou nie eens so goed nie asseblief. Prys die Here. Onze Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om te mekaar te kan opvolg. Here, om as kinders van U opstanding te vier, Here. Dankie, Here Jesus, dat U nie bly lê, Here, maar dat U opgestaan het, Here. Dankie, Here, dat U vir ons gaan hang het aan daai kruis, Here, terwyl ons nog U vyande was, Here. Here, dankie dat ons kan weet dat as dit nie met U was nie, ons verloor was, Here, en dat ons in die vuur gegooi sal word, Here. Ons vra, Here, daar waar ons nou voor die voete by mekaar kom seën hierdie diens, Here, kom seën die sange, Here, en laat U hart verheerlik word, Here, kom laat ons U bly maak, Here, want al die eer kom U toe. Amen. Hey, nou al die sondagskoolmaatjies, kom staan julle gou hier voor. Nou, ek het nie 'n liedjie opgesit nie. Ek wil graag hoor, wat wil julle vanmôre sing? Wat sê jy wil julle sing? Liefde? Wat wil jy sing? Building up the temple. Hulle is net so bietjie skreef vanmôre. Julle weet hoe werk daai, né? As ons sê, girls come and help us, as julle hart. As die dokter iets moet skree, girls, boys come and help us, dan kan jy kom maar net praat. Dis mos. Weet dan nou hoe werk dit? Okay. Alright. So jy wat nou so lekker op jou vrou skree by die huis. Probeer dit nie by julle. Ek wil sê maar nou jy kan nou vanoggend mag jy maar bietjie skree. Prys die Here. Is julle reg? Wat miskien as hulle kom help, dan staan julle klaar. So ons gaan hulle kans gee, miskien net daar. Miskien maak hulle nie verstaan. Ons raai weer. Hulle reg.
dan sing. Daar staan hy op. Daar staan hy op. Daar staan hy op.
Jy is daar om vir 'n oomblik die sitplek te neem, van Roan en die Sondagskoolspan, die kindermaatjies, lidmaatjies, kans gee om uit te gaan. Dankie Roan. Prys die Here. Amen. Nou, ek sal weet dat ons vir die laaste paar weke so bietjie van 'n reeks gehad het van krib tot kruisies uit die koning. Onthou julle dit? So ons deur die verskillende fases van sy lewe gegaan het om oral te sien waar hy as koning uitstaan. Vrydag het ons goeie Vrydagdiens gehad waar ons nagmaal gehad het en die dood van Jesus aan die kruis gevier het. Amen. Nou vandag is opstanding Sondag, soos daar algemeen na dit verwys word. En die gedagte is dat ons vandag die opstanding van Jesus vier. Prys die Here. Nou ek wil vra al die vrouens, al die susters, wil julle nie gou vir ons vorentoe kom lees nie. Jy sien toe Maria by die graf kom, toe sien sy maar die tip is weggerol en die graf is leeg. En sy het nog eers dis 'n engel wat op met haar praat en sy toe laat ons afneem maar dis Jesus. En Jesus sê toe vir haar, gaan vertel vir Petrus en die ander wat jy gesien het. Alraai. So hulle gaan nou vanmôre vir ons 'n liedjie sing. Prys die Here. Amen. Jy kan nie so op die trap kom maak of jy in 'n koor is. Prys die Here. Amen. Kom so 'n bietjie Annelies. Skryf so 'n bietjie. Kom maar nie skryf jy so 'n bietjie. Hier is nog plek aan die einde bo. Hi. Ja, maar nie nou kyk, ons is 'n bietjie outnumbered. Dis bly dis nie 'n geveg nie. Prys die Here. Ons gaan daai liedjie sing, die graf is leeg en die doeke lê. Prys die Here. Is jy reg? Baie dankie. Amen. Nou, waar's Beline? Sy het nie te ver gaan. Ek sien haar skoon vlak. Waar is sy? Kruip sy weg? Ek gaan vra dat sy vir ons gou vorentoe kom asseblief. Nou as jy nou vanoggend gekom het om te hoor hoe mooi ek preek, dan het ek nou vir jou slegte nuus. Want ek gaan nie vanmôre vir jou preek. Maar as jy gekom het om van die Here te hoor, as jy gekom het dat hy met jou praat, dan is jy op die regte plek. Prys die Here. Die 20ste April is in ons huis 'n baie somber dag gewoonlik. En jy sal net nou hoor hoekom. So die 20ste April is baie spesiaal. En dan gaan jy iets sê. Wil jy iets sê? Right, so ek het vir Melien gevra
dat sy vanmôre met julle sal praat. En ek glo dat, soos wat die diens aangaan, sy uitvind hoekom ek so gevoel het. So ons kan staan en afsluit. Ja. Ongelukkig nie, hoor. Terwyl sy, voor sy begin, brei net jou hande uit, kom ons sê aan die Vader, baie dankie dat u vanmôre in ons midde is. Dankie dat u leef en tot in alle ewigheid sal u bestaan en die koning wees. En dankie dat ons ook vanmôre kan luister na dit wat u vir ons wil sê, deur Melien se getuienis, dit wat sy vanmôre met ons deel. Wat 'n vraag jaar sal verberg agter die kruis van die kosbare bloed sal u bewaar en dat u deur alles vanmôre verheerlik sal word. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Goeiemôre aan al die pragtige mensies. Daar's sekere dinge in 'n mens se lewe wat 'n mens doen wat 'n klein prys is vir vrede. Hierdie is so klein enetjie vir vrede. Maar ek sal terugkyk. Ek gaan vir jou sê, Daniel, so bly jy is hier vanoggend. Die Here trek nooit 'n roeping terug nie. Onthou dit altyd. En daar's 'n roeping op jou lewe. En die Here het vir jou ook opgestaan. So klein bietjie agtergrond, baie van julle het al my getuienis gehoor. En vandag is dit 24 jaar wat ek 'n tweede kans gegee is. So klein bietjie agtergrond, ek is die soetste pastoorskind wat daar is. Ek het altyd alles gedoen, al die skool daarby gewoon, al my huiswerk gedoen en. Maar ek het in 'n pastorie groot geword. En ek het vanoggend so 'n klein Harrietjie gedink wat hier voor gestaan en dans het en sy hand geswaai het en sy gitaartjie gespeel het. En so het ek groot geword, ek en my boetie, onder die kerkbanke. Ons het geweet presies wat se tannies en wat se ooms het altyd sweets en dan het jy gesorg dat jy by hulle vinnig 'n draai maak voordat jou ma jou vang en dan na kerk wil jy nie jou kos eet nie, want dan is jy al klaar redelik versadig aan sweeties geëet. En het ek van jongs af beleef hoe die Heilige Gees werk, hoe daar gekoordans word, hoe daar kragtige boodskappe uitgaan, hoe daar partykeer my pa het die vermoë om 'n storie te vertel, die wat hom nou al ken, wat nou al gehoor het hoe preek hy. Hy het die vermoë om jou vinnig tot trane te kry en vinnig aan jou hartsnare te roer. En ek kan dit onthou en ek het groot geword met profesie. Ek onthou die een profesie, ek was in standaard 6 of standaard 7, toe kom oom Hansie van Rensburg en hy profeteer vir my en hy sê, hy trek my pa se baadjie uit en hy sê, dat die mantel wat op jou pa rus, sal 2 keer swaarder op jou rus, wanneer jy in die werk van die Here staan. En ek kan onthou, ek vererg my vir hierdie profesie, ek het dit bely, ek vertel julle, maar ek vererg my, want ek sal nie 'n pastoorskind wees nie, ‘n pastoorsvrou wees nie, 'n pastorina wees nie, want ek het groot geword in 'n pastorie, en ek het vir hom na die diens gesê, oom, ek weet nie wat het oom gedrink, of wat het oom geëet nie, maar daai profesie was nie vir my nie. En die dag, toe hulle ons verkies op die direksie, en ons nie dit verwag het nie. Toe staan hy op en hy stap reguit na my toe en hy sê, die mantel wat op jou pa gerus het, sal dubbels versterk op jou rus. Ek het groot geword met hierdie dinge, ek het nooit my stormdronk gedrink nie, ek het nooit in klubs rondgehang nie, ek het nooit, ja, ek het gevry, is liever 'n lekker vry. Maar ek het nooit die ekstreem dinge gedoen nie, want die duiwel het geweet, hy gaan my nie daarmee vang nie. Hy het gekom en hy het teleurstelling en verwerping gebruik om my onder te kry. Jy sien, die dag toe my ma vir my ouma vir haar ma sê, sy swanger,
met 'n dogter, toe sê my ouma, vir wat wil jy die kind? Ek sal betaal dat hulle aborteer. Jy het nie nog 'n kind nodig nie, jy het klaar 'n pragtige seun. En het ek verwerping van vroeg in my lewe af ervaar. En weet ek wat dit is, as 'n sub A, graad 1, juffrou, wie jou Here moet wees, jou aan jou oor gryp en jou voor 'n klas trek, en vir die klas sê, julle mag nie met Meline speel nie, want sy is 'n duiwelskind. Want my pa is in 'n Pinksterkerk, en hy is 'n pastoor. Ek weet wat dit is, om nie geliefd te wees nie. Ek weet wat dit is om in 'n kraal te sit, en stoksiel alleen te wees. En jare het aangegaan, en die 20ste April 2001 het ek jeugdiens toe gegaan daai Vrydag. Ekskuus. En daai jeugdiens, dis my gemoed vol. En ek het na my beste vriendin se huis toe gery. En ek het nie gepraat nie, maar sy het gesien is groot fout. En ek het net vir haar gesê, ek het net vir jou kom sê, ek is lief vir jou. Toe ek 'n jong meisie, 17 jaar oud. En ek onthou hoe sy by die kar gestaan en daaraan. En sy het my Saartjie genoem en sy het vir my gesê, Saartjie, moet asseblief nie ry nie. En ek het gesê, ek moet ry. En sy het gesê, oké, maar dan wil sy net vir my bid en sy bid daai aan. En al wat ek van die gebed kan onthou, is Here, ek pleit Saartjie onder die kosbare bloed. Vra dat die bloed oor haar sal wees. En ek het van daar af gery, ek is altyd die weird one, wat out. Ek hou van 'n groot trok, 'n international, daai ene met die neus. 'n mooi trok is daar allemaal mooi. En as hy so, kyk, dis ook op Activa speel, wat ek hou van sulke dinge. En ek het gaan stop met my karretjie en ek het gewag. Op die N12 het hulle verbygekom, die een na die ander, totdat ek geweet het, dis daai ene. Daai ene is die ene wat ek wil hê. En ek het besluit, ek gaan my kar voor 'n 18-wheeler trok stop, want ek kan nie my maale die embarrassment gee van hulle dogter, wat raai selfmoord pleeg het nie, so dit moet lyk soos 'n ongeluk. En toe kom sien, toe ry ek 'n paar kilos vooruit. Ek het 'n ou 323 blou Mazda karretjie gery, hatchbackie. Ek sien hy is oor die laaste roebord, toe weet ek nou kom hy aan. En ek het my kar vooruit gery en ek het hom gaan dwars stop in die kar, sodat hy my vol op my kant tref. My ligte afgesit. Ek het my kop op die stuurwiel neergesit en ek het geweet, Here, as ek nou my oë oop maak ek het nie my oë oop nie. Maar dis 'n uitkoms. Ek sien kans vir hel, maar ek sien nie kans vir hierdie nie. Toe die trok se ligte my sien het hy begin briekmerke maak. En hy het 45 meter se briekmerke voordat hy my getref het en toe het hy my nog 15 meter gestoot, waar die merke oor die pad is. En daar die bloed van Jesus begin werk daaraan, want sien, eerste, as ek my safety belt aangesit het, wat ek haat om te dra, het die trok my pap gesquash, want my die hele bestuurskant is ingedruk. En die ander kant, my karretjie was gehalveer. As die trok 'n boelbaar gehad het nie, was hy bo oor my. Hy het my geskep en hy het my gedruk.
Ekskuus, ek vat so 'n bietjie tyd op. Vergun my. En daai aand, toe doen die ambulanse, die paramedics iets wat buite die gewoon is. Ek het gaan swat my eerste kursus vir paramedici en jy mag nie dit doen nie. Jy mag nie iemand, as jy hom nie gestabiliseer het, op die toneel vervoer nie. Is so, nou, right, jy sal weet. En hulle het daai aan my nie gestabiliseer nie, hulle het my dadelik op die stretcher, nadat hulle my uitgesny het, hulle my op die stretcher gesit. En die tweede ding wat buite normaal is, hulle het nie geweet of ek 'n mediese fonds het of nie, maar hulle het Akron Hospitaal toe gejaag, wat hulle nie mag doen nie. Jy gaan ons gewoonlik eers staatshospitaal toe, tensy jy weet die persoon. As dit nie was vir sulke klein goedjies nie, was ek nie vanoggend hier nie. En niemand van ons het dit geweet nie, ons het dit jare daarna eers uitgevind, maar ek is 'n bloeier. Met die ongeluk het ek my vel van my skedel het afgeskeer, tot hier in die helfte van my kop, en het ek verskriklik gebloei. Ek het my nek gekraak, my 7de nekwervel gekraak, my skouer op 2 plekke gebreek, ek het die humerus gebreek, ek het my bek en been gebreek, ek het 2 ribbes gebreek, die een is deur die long, my arm het so agtertoe gestaan, en dwars. En ek het my selfoon gewel, of getrein, dit was nog voor die tyd van print science en klokkodes, dit was nog 'n 5110 na blauwe, ek sal dit nooit vergeet nie. En hulle het my ouers geweldig gevra, het hulle 'n dogter wat met 'n blou Mazda ry? Ja, sê my ma, vra toe wat is fout, sê toe, hulle dink ek het my arm gebreek, want hulle mag nie my ouers ontstel nie, hulle moet asseblief my ma, asseblief Akron toe kom. My ma sal vir jou vertel, as toe sy inkom, by die ongevalle, al wat sy gesien het, was 'n streep bloed, soos wat ek gebloei het, en my pa sê, dit het gelyk asof my kop 'n papery is, wat my ore was toe van die bloed, soos wat ek in die bloed gelê het. 7 bene gebreek, en as hulle aan my vat, dan skree ek blou woord. En toe hier daai nag, toe raak ek stil. En ek het in 'n koma gegaan, en my pa het op 'n stadium het hy die dokter in die gang gegryp en vir hom gevra, dokter, gaan Melien breinskade hê? En die dokter het gestop met wat hy besig was, en hy het my pa in sy elmboog gevat en voor hom gestaan en gesê, meneer, ek worry nie oor breinskade nie, ek vrag om jou dogter aan die lewe te hou. Lang storie kort te maak, daar was daai dinge, was vir 7 dae in die ICU, 3 dae in koma, was 'n maand in die hospitaal. Ek moes epileptiese aanvalle kry, die ergste wat jy kan kry. Ek is veronderstel om breinskade te hê, net John wat dink ek het. Ek moes baie dinge, moes ek oorgehou het. Nou kom vertel ek dit vandag vir jou, want hy leef. Daar was 'n vroukie wat vir my gebid het en gesê, Here, ek blyk hierdie saartjie onder die kosbare bloed, en wil ek vandag vir jou sê, dat die hel is nie 'n opsie nie. As die Here nie sy hand tussen my en die dood ingesit het nie, was ek nie hier om vir jou te sê, daar is hoop. En sy naam is Jesus, en hy het opgestaan, en hy leef, en hy sal leef tot in alle ewigheid. Maar depressie en omstandighede is 'n werklikheid. En ek ken nie hele omstandighede nie, so ken julle ook nie myne alles nie. Ek gaan vra dat jy julle oë sluit. Maar jy weet vandag, of jy hier sit, met eider depressie, en sê, Here, ek kan nie bo uitkom nie.
Dit is besig, hierdie donker gat is besig om my te verdrink. Ek weet nie of jy vandag sit en wonder, Here, ek weet nie waar my volgende geldjie vandaan gaan kom, waar my volgende ete vandaan gaan kom nie. Here, hoekom is ek nog nie getroud nie? Hoekom het ek nie 'n lewensmaat nie? Ek weet nie. Maar die een wat leef, hy weet. En ek wil vandag vir jou sê, skep moed. Want vir 24 jaar het die Here vir my bewys dat hy leef en hy het bemoeienis met mense soos ek. En jy weet of jy vandag gebed nodig het? Ek het gesê, ek gaan julle laat uitkom vorentoe, maar ek voel nie so nie, ek wil vra. Ek gaan julle nie uitnooi om vorentoe te kom nie, maar as jy vanoggend voel, Here, ek het behoefte aan gebed, wil jy nie op jou voete staan daar in die bank waar jy is nie. Here Jesus, dankie dat U leef. Dankie vir kosbare bloed wat gevloei het op 'n vloeke, sodat ek nie net eenmaal kon leef nie, maar 'n tweede keer. 'n tweede keer vir U kan leef. En U weet, U sien elkeen se behoefte vandag raak. Ek ken nie elkeen nie, maar U is bewus van elkeen wat op hulle voete staan. En ek wil bid vandag dat U 'n werklikheid in hulle lewe sal word. Dat U vir hulle 'n God van naby sal wees. Dat hulle U gees in hulle lewens sal ervaar. Dat wanneer die pad te moeilik raak, dat hulle sal weet dat U hulle nooit verlaat nie. Ek vra dat U kosbare bloed, soos wat dit oor my gevloei het daai tyd en vandag nog, dat dit oor hulle sal vloei. Dat U vir hulle 'n gemoedsrusheid sal gee, 'n kalmte, 'n vrede en 'n vreugde. Dankie Here, ons verdien U nie. Maar ek verseker U, ons waardeer U. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Oh,
Was my papier asseblief? Dit gaan vir 'n oomblik groot asseblief. Baie dankie, Myla. So as julle wonder, sy het 'n knap van 'n trok af weg, nie wind nie. Right, okay, gaan we vanaand geen aanddiens nie, ook geen jeug nie. Dit is lang naweek. Ek sal so bly wees as April kan verby wees. Ja, want dit voel of hou nie spoed kry nie. Dis so lyk of soos die ja, sien hoe masseer die nuwe SANDF weer. Dit weet nie regtig dit voel ook so ons kom nie aan die gang nie. Maar Woensdagoggend 10:00 is daar Bybelstudie in die saal. Net gou vanaf, die Bybelstudie is nie net vir die early birds nie. Right. So mense wat nie werk het nie, of wat rustig by die huis is, tuiste skeppers en so, kom join ons asseblief, is nie net vir die early birds nie. Dan Woensdag aand om 7:30 is daar bidduur en orkesoefening, en dan Sondagoggend 9:30 erediens met Kinderkerk direk na die sange. Dan die 4de Mei is ons vorige moderator, Marius Erasmus hierso. Dan die 18de Mei het ons die Dare Not to Laugh, vir die wat nou was laas Sondag, jy onthou die Hosanna grappie, nee. Dit gaan so iets wees, jy gaan 'n grappie hoor, en dan as jy lag gaan jy boete betaal. Right, so fondsinsameling vir die Sondagskool, ondersteun ons asseblief daar, en dan die 24 Augustus het ons muntlegging. Skoollig het nou al af, want ons weet daar's mense wat regtig veral die wat nou nie sê ou mensies nie, maar die ouer mense. Blyk het nogal om die muntlegging vir ons coins te bring, so asseblief sit by mekaar. Dan wil ons vra almal wat Temu of Shein bestel. Ek gaan nou nie vra steek laat nie, maar gaan almal 'n hand opsteek. Ons vra mooi, saam met elke badge wat jy bestel, sit vir ons net een string liggies in wat ons kan gebruik op die carols op 'n trok einde van die jaar. Right, so ons elke kort 'n liggie kry aan die einde van die jaar, dan kan ons die trok mooi opmaak en ons gaan regtig hierdie jaar gaan ons bietjie groot gaan. Ons gaan kyk om 'n perd met 'n wa te kry en ons gaan dit oor 2 dae doen sodat ons die hele dorp kan kry. Het jy kos vir die perd? Hi. Heb jy kos vir die perd? Ja, dis al. Alright, so dit gaan groot wees hierdie jaar, ons sien baie uit daarna. Ons het soveel navraag gekry na die vorige keer wat mense kom vra, kom julle nog by ons om? Daar's net te veel plekke en te min tyd gewees. Ons gaan hierdie jaar so 'n bietjie anders doen. Dan vrouekonferensie, weet julle nou al is einde Mei, maar hulle gaan nou dit afwissel. Hierdie jaar is vrouekonferensie, volgende jaar gaan 'n mannekonferensie wees. Alright. So dieselfde manier wat op die vrouens die geleerde gaan spaar by Berlin, kan die manne nog steeds dit doen. Ons weet nog nie wat dit gaan kos nie, maar ek wil dink as jy begroot vir R1000 behoort dit brandstof en al die goedjies te kan koop. Alright. So, om R1000 eenslag uit te haal is baie geld. Maar jy kan R100 hierdie maand bring en R50 daai week gee dit vir die, sy skryf dit neer en dan as jy al die grappies sê dan sê ons dat 'n boek. So ons moet die vra dat julle asseblief ons daarmee ondersteun. Dan Woensdag verjaar oom Bertie en dis oom Charles wat aan die kerk sê, wil ek sê dink. Onthou asseblief oom Charles. Groot asseblief. Dan Donderdag verjaar Christo en Saterdag Riandi. En dis ook troue. En dan was daar nog iets wat ek moes sê. Wat was dit? Jy's lief vir my. Ek is nie vir. Kom ons ry dit af. Amen. Is jy bly was hier? Ek is bly was hier. Prys die Here. Kom ons sê die Here. Lekker aan die pad. Dankie vir dit. Dan wil ek ook van die bestuurskant nog baie dankie sê vir elkeen se bydrae tot ons gemeente. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Ons wil dan môre vir jou geleentheid gee om in te saai in die werk van die Here. Vra dat jy offer in jou hand gaan kry. Saam by gaan staan en ons vra die seën van die Here op die afbind en daarna kan jy kom saai. Sy my help rein, asseblief. En kom ons staan dan. Gaan ons net 'n gebed saam. Vader van ons Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om môre by mekaar te kan wees. Dankie dat ons uit u skatkamers vanmôre kon ontvang.
Dankie dat ons ook nou vir u kan gee. Ons wil dit vra dat u elke gewer ryklik sal seën en dat u ook deur ons offer vanmôre verheerlik sal word. Bid ook dat u elkeen sal seën en vir ons sal voorsien wat dalk vanmôre nie kan gee nie, sodat hulle ook u daardeur kan vereer. Ons sê vir u dankie in die mooi naam van Jesus. Amen. Amen. Eers daar kom te kom saai, ons gaan lekker saam sing. He is alive again. He is alive.